Daar sê, nou ja, kerk van julle, ons thema vanmôre is, ek is wie God sê ek is. En ons gaan lees in Efesiërs 2, vers 10, is ons kernvers van oordenking vanmôre. En ek wil hê saam met my lees. Die woord van die Here sê vir ons, want ons is sy maaksel. Nou kom ons stop in gedagte. Wie weet vanmôre dat jy is gemaak deur die hande van 'n lewende God. As jy hier sit en gedink het jou pa het jou gemaak, dit weet, die Here het vir jou geformeer in jou moederskoot. En hy sê, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei. Goeie werke, nie slegte werke nie, sodat ons daarin kan wandel. Nou, dis ons teks van oordenking, maar ek wil graag verder lees. In vers 11 sê hy, daarom, in hoofletters, hoor mooi wat sê die woord, onthou, hy sê vir ons, daarom wil ek hê, julle moet onthou, dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnydenis, wat in die vlees met hande verrig word. Gaan ek verder, en hy sê, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte sonder hoop en sonder God in die wêreld. Is dit nie waar ons was voor ons vir God aangeneem het nie? Maar, sê hy, nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, nou my, want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het in die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie wat in die insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens geskep het en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak. Versoen deur die kruis. Ek is wie God sê ek is. Besef jy vanmôre hoeveel krag daar hieroor? Dink bietjie daaroor. Wie is die een wat jou geskaap het of geformeer het in jou moederskoot, soos die woord van ons leer? En ek wil vir u sê vanmôre, kerk van die Here, God maak nie foute nie. God maak nie foute nie. So hou op om jou ore uit te leen vir die vyand wat vir jou vertel, jy is nie goed genoeg nie. Of jy is nie mooi genoeg nie. Of jy is nie slim genoeg nie. En as jy in 'n verhouding is, waar iemand vir jou vertel, jy is nie goed genoeg nie, wil ek vir jy sê, jy is wie God sê jy is. Maar wat sê die woord vanmôre vir ons daaroor? Wie is ek? Die woord van God gee vir ons 'n baie diep en kosbare antwoord op hierdie vraag. Volgens die woord is die mens nie toevallig of waardeloos nie. Ons is doelbewus geskape en geliefd deur God, ons hemelse Vader. Nie een van ons kan of behoort vanmôre hier te sit en te sê, ek is 'n vrou. Ek sien in hierdie week 'n video op sosiale media van iemand wat in sak en as sit en op sosiale media die komment maak, my lewe is 'n flop. Ek het geen rede om verder te leef. Nou my liewe broer en suster, ek wil vir julle sê vanmôre, daar's baie keer in ons lewens wat ons op 'n plek kom waar jy regtig waar nie meer weet watter kant toe. Dat jy regtig waar in 'n plek sit in hierdie diepe gat inval, waar dit vir jou voel, daar's niemand meer om jou. Daar's niemand wat dink aan jou nie. Daar's niemand wat lief is vir jou nie. Ek dra geen waarde teenoor die mensdom nie. Wil ek vir u vanmôre sê, God het 'n plan met elke een van ons se lewe. God het 'n doel met elke een van ons vanmôre se lewe. Jy is nie 'n mislukking. Jy is God se kind. En ongelukkig is dit hier waar die vyand kom en die spyker nog dieper inslaan. Dis hier waar hy die oor aan kry om seker te maak dat jy al hoe minder en minder van jou eie lewe begin dink. Soveel so
dat jy op die einde van die dag jou eie lewe het. Wat is presies wat ek wil hê? Want daardeur is daar mense wat naby aan God is, luister nou mooi, daar's mense wat naby aan God is, wat God gaan begin bevraagteken. En dis wat die vyand wil hê. Want ek vra vir die Here, die geliefde, wat in my lewe was, hoekom het hierdie persoon sy eie lewe geneem? En ek wil vir u sê, dis 'n bitter gevaarlike plek om te wees. En dis wanneer jy begin voel, jy is nie goed genoeg. Die hartseer van hierdie is ons as mense soveel bydra in hierdie tipe van dinge. Gaan kyk maar op 'n party van hierdie TikTok video's, waar iemand 'n dood onskuldige video maak, waar hy of sy iets vertel, of dalk net 'n liedjie sing. Iemand wat dalk nie die mooiste tande het nie, iemand wat dalk nie die mooiste neus het nie, iemand wat sy nek dalk langer is as 'n normale mens. Gaan kyk bietjie na die ongepaste en vieslike kommentaar wat deur die mense gelewer word op 'n video soos hierdie. Dis skokkend en ongevra hoe mense ander kan beledig en sleg sê. Nou wil ek vir julle vertel waaraan jy dalk nog nie gedink het nie. As jy na die persoon so sleg sê of beledig jy in die waarheid die God wat jy aanbid. Dis iets waaraan ons nie aldag dink. Ja, ons het reg gehoor. Ons beledig indirek vir God. Hoekom? Want raai wie hierdie persoon geskaap het. En nie net geskaap het nie, maar volgens sy beeld geskaap het. Dis God. So as jy volgende keer weer 'n belediging wil gee, dink bietjie daaraan. Eintlik beledig ek die handewerk van God. En as jy nog nie mooi verstaan, is dit dood eenvoudig. As jy iets met jou hande gemaak het, al is dit net 'n stukkie tuin, blommetjies geplant het, of iets gemaak het, maak nie saak wat dit is nie. En iemand kom verby en hy kritiseer dit. Op wie is dit gemik? Op die een wat het gemaak het. So ek het met my hande hierdie ou blomstand gemaak, en nou kom iemand verby en hy vertel vir my, heerlikheid, die ding lyk soos die trok omgetrap het. Wie is die een wat skuldig voel en sleg voel? Die maker. Die een wat daai ding gemaak het. Jy kritiseer die ou se hande wat daai gemaak het. En dis presies wat ons doen in die koninkryk van God wanneer ons hierdie klas aanneem. En dit is eintlik sad om te sien dat die mensdom so te keer gaan verander. Jy is nie sommer net gebore in die kerk. En ek gee nie vanmôre om, en ek het dit al voorheen gesê, of jy 'n produk van 'n verkrachtingssaak is vanmôre. Daar's 'n rede hoekom jy hier is. En God is die een wat dit so besluit het. Jy is deur God geskaap. Jy is geskaap na God se beeld. En ek dank die Here, ons almal lyk nie dieselfde. Amen. Dink net hoe boring sou die lewe gelyk het, as al die vrouens dieselfde gelyk het, en al die manne dieselfde gelyk het. Dink bietjie daaraan. Maar dank die Here, hy het elkeen van ons uniek en mooi geskaap, soos wat hy jou wou geskaap het. Ek sê weer vir u vanmôre, God maak nie foute nie, kerk. As jy vanmôre hier staan met bakore soos ek, God maak nie foute nie. Daar's 'n rede hoekom hulle daar is, sodat ek julle beter kan hoor. Dat ek kan hoor as jy hier sit en snort in die bakore. Amen? Nou sê amen, maar min. Nou gaan 'n ander pastoor soek wat nie bakore het nie. Ek wil vir julle sê vanmôre, wees tevrede met hoe die Here jou geskaap het. Dit is seker een van die mees verskriklikste dinge wat 'n mens as kind moet deurgaan. En dis as die kinders jou begin spot op skool oor iets wat volgens hulle nie mooi genoeg is. En wie van ons kan vanmôre sê dat ek enige deel kan hê in die verandering van hoe God my geskaap het? Behalwe natuurlik nou as jy nou gaan hierdie goed in jou lippe begin spuit met hulle so maak en al hierdie snaakse goed wat hulle nou lees daar maak. Maar op die einde van die dag
is dit nie hoe God jou geskaap het. Dit is 'n verskriklike pad wat 'n kind moet stap. En ek kan onthou, vandag nog, hoe die dinge my geplaai toe ek 'n jong seun was. En 'n mens lag dit maar af, maar diep binne in jou hart bly dit tog maar nie lekker. En van ander is dit dalk te veel om te hanteer, want op die einde van die dag raak hierdie name wat jy genoem word, iets wat jy so sukkel om te aanvaar en te verwerk. En as jou gedagtes eers begin inzoom op hierdie dinge, begin jy slegs hierdie dinge raak te sien waaroor jy heeldag geboelie word. En hoeveel keer hoor u nie van kinders wat geboelie word wat hulle eie lewe leef? Daar's soveel kinders en selfs groot mense wat besluit om hulle eie lewe te neem as gevolg van ander wat hulle laat verstaan hulle is nie goed genoeg. Dit terwyl ek eerder te behoort fokus op wie God sê wie ek is. Hy is after all die een wat my geskaap het. Amen. En as God tevrede is met jou, my broer en suster, hoekom sal jy omgee of ander tevrede is met jou? Sê die Here nie vir my in sy woord dat ek nie sommer net 'n loser is nie. Sê die woord nie vir my dat ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus nie. Romeine 8 vers 37 tot 39 wil ek graag vir lees. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood, hoor mooi wat sê die woord, geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons lewe was. Amen. Kerk, ek gee nie om hoe skeef jy dan is. Dit kan nie die liefde van God vir jou skei. Die Here is lief vir jou net soos jy is. En hierdie is verseker een van die kragtigste beloftes in die Bybel. Dit is Paulus se klimaks na 'n hoofstuk wat handel oor lyding en vervolging en swakheid en die stryd van gelowiges. Dit beteken ons staan nie net na die storm nie, ons kom sterker uit die storm. Amen. Dit is presies wat God vir ons vanmôre wil sê. En ons dra nie net die letsels van die geveg nie, maar die getuienis van God se getrouheid. En as ons God kan vertrou, sal ons nie toelaat dat dinge wat mense oor ons sê of van ons doen, ons minder waardig of minder werd laat voel. Wat maak ons meer in die woord wat sê meer as 'n oorwinnaar? Nie ons krag nie, ook nie ons wilskrag nie, nie ons vermoë om vas te byt nie, maar die liefde van Christus. Hoekom? Want die kruis het dit reeds bepaal. Die sonde is oorwin, selfs die dood is oorwin en die vyand is ook daardeur oorwin. En omdat Christus oorwin het, staan ons in sy oorwin. Al wat u en ek moet doen, is vat vanmôre hierdie oorwin. Vat dit vanmôre. Jesus het reeds alles gedoen. Hy het deur die kruis hierdie oorwinning reeds behaal. So ek kan vanmôre vir die vyand en die wêreld daar buite vertel, ek is nie wie julle sê ek is nie. Ek is wie God sê ek is. En ek is kosbaar in die oë van die Here. Met ander woorde, ek is nie lelik nie. Niks van my is uit lyn uit. My nek is nie te lank nie. My neus is nie te groot nie. Ek is nie te fyn of te grof gebou nie. Ek het nie te veel sproete nie. En ek is nie 'n loser nie. Ek is wie my God sê ek is. En dit is, ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus wie my liefhet, net soos wat ek is. En dit, my broer en suster, is 'n waar woord wat God vir ons gee. En dit is waarin hierdie woord onvoorwaardelike liefde kom. Dis ek het jou lief met alles wat aan jou is en met jou is. Onvoorwaardelik. Nou sê ek nie vanmôre nie, voor jy te bly raak. Ek sê nie vanmôre jy kan maar net let go en nie na jouself kyk nie. En dan vir jou man, as jou man vir jou vertel,
Hoor jy so my liefie? Daai boutjies van jou raak nou 'n bietjie breed hoor. Dan loop jy in en gaan haal die Bybel van. Sê die Here sê ek is goed genoeg. Nee. Gaan haal eerder jou tekkies wat al 6 maande in die kas het. En draf 'n bietjie om die blok. Amen. Maar as jy vir sê, hierdie honderdingetjie hiervoor raak 'n bietjie groot. Dan hardloop jy nie, jy gaan haal die Bybel nie, jy loop aan die springte. En jy doen iets aan daai honderdingetjie. Amen. Dis hoekom God vir hierdie liggaam gegee het, is om na hom te kyk. Hulle wil ons sê, nee, pas nou vir sê, ek gaan die Bybel haal, ek gaan hierdie Efesiërs vir my man lees, nee. Jy gaan thuis spring, broer. Jy gaan 'n bietjie hardloop, my suster. Dis hoe dit werk. Want die Here sê vir jou, ek het vir jou hierdie liggaam gegee, pas hom op. Amen, daar sê. Daarom is dit 'n sonde, as jy nie hierdie liggaam oppas nie. As jy dinge doen aan hierdie liggaam, wat jy nie behoort te doen nie, is dit niks anders as 'n sonde in die oë van die Here nie. Want hoekom? Jou liggaam behoort aan God. Jou liggaam behoort nie aan jouself nie. Daarom, dink bietjie vanmôre, my liggaam behoort aan die Here. Dan moet ek dan wragtig bietjie my sokkies optrek en kyk na hierdie liggaam. En alles wat hierdie liggaam skade doen, moet ek van ontslae raak. Dis hoe dit hoor. Die Here verwag van ons om hierdie liggaam op te pas. Dit beteken niks anders as om op elke moontlike manier te sorg dat jy na jouself kyk. Nou bedoel ek nie dat voor die spieël gaan staan nie. Want ek kry ons ook nou weer daai ou broer, hy kan nie op by 'n spieël loop nie. Hy sê vir my dat ek kan speel as top uit daar. Hè? Nou maak julle of julle dit nie doen nie. Goodness. Kyk daar in die gym, as jy die spieëls in daai gym uithaal, gaan niemand meer nie. Want papi, dis die plek wat die volste is daar voor die spieëls. Ek moet myself sien. Nou as ek sê, kyk na jouself, bedoel ek nie hardloop in die spieël toe en gaan kyk daar. Nou ja, maar wat ek wil sê vanmôre, dis belangrik dat jy hierdie tempel van God oppas. Soos jy jou voertuig oppas, om skoon hou, sy dienste, dis nou net sekere manne wat dit doen, né? Ok, kom ons gaan verder. Jy hou hom skoon, jy hou sy dienste op datum, jy sorg dat alles in plek is voordat jy hom gebruik. Dis presies dieselfde met hierdie liggaam. Jy gaan lang kilos kry met daai voertuig as jy mooi na hom kyk, en net so gaan jy baie kilos op hierdie liggaam kry. Baie jare op hierdie liggaam kry as jy mooi na hom kyk. Vra jouself vanmôre, wat kan jou skei van die liefde van Jesus? Terwyl Paulus vir ons sê, nie die dood nie, nie die lewe nie, nie die hede nie, nie die toekoms nie, nie enige mag nie. Met ander woorde, daar is geen situasie wat sterker is as God se liefde vir jou vanmôre. Jy mag dalk vandag voel, jy verloor, maar in Christus is jou eindbestemming reeds vas. Dis reeds vas. Daarom is dit belangrik dat ons nie fokus op wat mense van ons sê of vir ons sê nie, maar eerder fokus op wat God van my dink. Kan ek vandag vir die waarheid van God se woord gee? Jy is nie 'n slagoffer van jou omstandighede. Jy is nie of word nie gedefinieer deur jou foute nie. Jy is nie beperk deur jou vrese nie. Ons word maklik gedefinieer deur ons foute deur die mens, en deur God word jy nie gedefinieer daarmee. In Christus is jy vas, geliefd, onskeibaar verbind aan die lewende God. En meer as 'n oorwinnaar. Die wêreld kyk miskien na wat teen jou is, maar God kyk na wie vir jou is. Dis niemand anders as hy. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Nou kom ons gaan kyk bietjie hoekom ek nie nodig het om niks werd te voel nie. Hoekom ek nie nodig het om in hierdie gat van depressie te val en oor dinge wat mense van my sê of mense van my dink nie. Of wat mense aan my doen nie. As jy weer na jouself in die spieël kyk, sê vir jouself, God
het my gemaak en God maak die fout. Genesis 1:27 sê vir ons baie mooi, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God, sê hy weer, het hy hom geskape. Man en vrou het hy geskape. Dit beteken, elke man, elke vrou, wat sy voete op hierdie aarde is geskape, wonderbaarlik, volmaak, deur God sy eie hand. Wat beteken dit vir my? Dit beteken ek dra my God sy karakter vermaak die waarheid. Amen. Dis so. Ek is geskep met waardigheid, verantwoordelikheid en 'n geestelike kapasiteit. Ek is anders as die res van die skepping, want ek ken my God. Ek kan hom lief hê en ek kan hom ook aanbid met my vrye wil. Ek is nie net nog 'n mens in 'n massa nie. Ek dra die beeld van my skepper. En as God sê, dis wie ek is, dan is dit wie ek is. Nie wie mense sê ek is nie. Kerk, die Here sê vir ons vanmôre, as jy hier sit en jy voel, jy is nie die moeite werd, wil ek vir u sê, jy is verseker die moeite werd. Jy is kosbaar in die oë van God. So kosbaar vir God, dat Dawid selfs vir God vra in die boek van die Psalms, maar Here, wat is die mens dan, dat u aan hom dink? Het u nie al ook hierdie vraag aan God gevra? Het u nie al hierdie vraag aan uself gevra? Ek het al so baie gewonder, hoekom sal die Here homself nog oor die mens ontvang? Hoekom? So sien hoe die mense die lewe gaan. En nou praat ek nie eens van mense daar buite wat nooit hulle voete in die kerk sit nie. Praat van kerkmense. Wat Sondag hier staan en die Here loof en prys met hulle monde en hierdie week word daai woorde wat uit daai mond uitkom met dieselfde mond wat jy die Here mee loof. Uiter jy woorde wat die vet weet, ek lees ons sou dink. Dis iets wat ek mee sukkel om te verstaan. Ek sukkel daarmee. Hoe die mense dit reg kry om Sondag vir Sondag hier te staan, die Here te loof en te prys. Maar Maandag word alles wat leef en weer vervloek en gestel. En dit gebeur so gerieflik gemaklik. Bid dan eerder, vra vir God om 'n wag voor jou mond te plaas. Jy moet dit elke oggend te doen. Want jy word geken in dit wat jy doen. Ek kan nie vanmôre hier rondloop en vir almal sê, ek is 'n kind van God, ek is nou heilig, ek prys en loof die Here elke Sondag, maar as jy my hier langs die pad kry, dan vloek ek en ek skel en ek is ongeskik en mislik en vieslik met al wat leef en beef. Dis nie hoe dit werk. Dis tyd dat ons begin regkom en begin weet wat God van ons verwag. Ons hoor dit elke dag. As jy die woord lees, hoor jy wat God van jou verwag. Die probleem is, dit gebeur so gerieflik. Dit kom ons net uit. Ons sê dit glip net uit. Ek wil vir u sê vanmôre, as jy geen verandering kan toon deur die woord wat hier uitgaan op 'n Sondag nie, is jy maar deel van die wat net 'n bank kom maak. Jy is niks anders as gelykvormig in die wêreld. Dis hierdie tipe dinge wat 'n mens laat wonder. Here, hoekom dink u steeds aan die mens? Psalm 8 vers 2 tot 10 wil ek vir u lees. Dawid sê, o Here, ons Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. U wat u majesteit gelê het op die hemel. Uit die mond van kinders en suigelinge het u sterkte gegrondves om die teestanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. Dan gaan hy verder en hy sê, as ek u hemel so aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei, wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer, die Here gaan verder, en hom met eer en heerlikheid gekroon.
U laat hom heers oor die werke van die hande. Dis hoe baie die Here van jou dink, kerk. Hy laat jou toe om te heers oor die werke van sy hande. U het alles onder sy voete gestel. Skape, beeste, die almal en dan ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse in die see. Wat trek deur die paaie van die see. O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. En kom ons stop net gou daar. Het jy gehoor vanmôre hoeveel het God aan ons as mens toevertrou? Hoeveel? En steeds sit ek hier en ek voel ek is 'n mislukking, ek is 'n niks. Jy is aangestel oor die hele skepping van God. Met sy vingers, met sy hande geskape is, het hy onder die voete van die mens gesit. Jy is weinig minder as 'n goddelike wese geskape. Maar, jy kan nie vanmôre hier sit en sê, ek is 'n loser, ek is 'n mislukking, of ek is niks nie, kerk. Jy is wie God vanmôre vir jou sê, jy is. Kom ons gee die Here lof op. Ons dien 'n wonderlike en amazing God. God sê vir ons, dat die mens met eer en heerlikheid gekroon het. Nou wat beteken dit? Dit beteken God dink elke dag aan ons. Hy gee om vir ons. Dit beteken ons het waarde in die oë van 'n lewende God. Met ander woorde, jy is so kosbaar vir die Here. Jy beteken so bitter baie vir God. Jy is nie sommer net 'n vlok wat jy op die aarde neergegooi is en nou los hulle jou net nie. Wie weet vanmôre, elkeen van ons het 'n goddelike doel op hierdie aarde. As jy hier sit met die gedagte, ek het geen doel op hierdie aarde nie, wil ek vir jou sê, kom by die Here uit en vra vir die Here, Here, wat is my roeping? Vra vir die Here, waar wil U my gebruik? Ek weet elkeen van ons, elke mens wat op hierdie aarde loop, wandel in sonde, pleeg sonde, ons doen die verkeerde dinge, maar ek wil vir u sê, ons is en word steeds geliefd deur God. Die mooiste van dit alles is om te dink, dit regverdig nie jou sonde nie. Dit beteken nie ek kan nou wat doen wat ek wil nie, maar die mooiste is, dink bietjie daaraan, as God na u en ek kyk hy deur Christus Jesus, wat ons wit gewas het, deur sy bloed. Met ander woorde, dis soos 'n gordyn waardeur God kyk, want Christus is die middelaar, en Christus het aan die kruis betaal vir elkeen se sonde. Maar ek wil vir u sê vanmôre kerk, daar kom 'n dag dat hierdie gordyn gelig gaan word, en God elkeen van ons gaan sien, soos ons is. Ek dink die prediker spreek dalk te min oor die hel. Dis dalk hoekom dit so gaan op die jaar. Dis dalk hoekom elkeen dalk net doen wat hy wil doen. Dis mos lekker. Onvoorwaardelike liefde is al wat ons steeds staan. Maar soos ek vir u sê, dit beteken nie ons mag doen wat ons wil. Elkeen van ons het die Gees ontvang wat ons helper genoem word. En hy word helper genoem omdat hy ons help om 'n beter mens te word. Om minder te sondig en meer soos Christus te kan wees. Romeine 3:21-24 sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Christus Jesus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder enige verdienste geregverdig deur die verlossing wat Christus Jesus is. Net wat ek nou vir u gesê het. Wanneer God na u en my kyk, kyk hy deur Jesus Christus en hy sien jou wit gewas deur sy bloed. Aan die ander woorde, elkeen van ons is gebroken deur sonde. Nie volmaak nie en afhanklik van God se genade. Maar dit stop nie net daar nie. Ons is so geliefd
dat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, vir u en vir my, om ons weer met God te kan versoen. Die mens het so ver van God af weggedwaal, dat Jesus moes mens word, dat God sy enige gebore seun moes stuur om mens te word, sodat u en ek weer met God kan versoen. Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit, my broer en suster, beteken, ons is nie net skepsels nie, ons is geliefdes, duur gekoop deur die bloed van Jesus. U en ek is die rede waarom God die Vader Jesus Christus na die aarde gestuur. Besef jy vanmôre hoe bitter belangrik jy vir die Here is. As dit nie waar was nie, hoekom het God nie sommer net daar en dan met die mens gewerk en hulle tot niet gemaak, toe Adam en Eva die eerste foute gemaak? Omdat hy liefde het vir die mens wat nie en ek seker nooit sal verstaan. Anders as die mens wat so vinnig is om iemand uit te skuif en af te skryf. Nie eens te praat van die ruggraatloose paas wat kinders maak, en wanneer daar hulle gesorg moet word vir hulle, dan is hulle nergens te vind nie. Of wanneer ons nou agterkom, sy swanger, dan word ons maar eenvormig met die wêreld en hardloop vir 'n abortus. Dis mos makliker as om 'n kind groot te maak. Ek is nie nou reg vir kinders groot maak nie, maar jy was reg om hierdie dinge te doen. En dis hoekom ons gewaarsku word om nie te doen wat die wêreld doen nie. Ek kan nie vanmôre hier staan en sê, ek is wie God ek is, en ek wil vanmôre hier staan en brek wat jy mag brek. Ek is wie God sê ek is 'n oorwinnaar, ek is geliefd, ek is geseën. Nou draai ek om wat die wêreld doen. Dan is ek mos nie wie God sê ek is nie. Wie is ek dan? Dan is ek wie die wêreld sê ek is. Daarom is dit belangrik dat ons dit weet. Dis hoekom ons gewaarsku word. Moenie met die wêreld gelykvormig word. Alles word so maklik later, dat ons nie vir 'n oomblik dink aan God se woord nie. Ons dink nie aan die sonde daar agter hierdie dinge nie. Want in die kerk hoor ons mos, ag, die Here sal verstaan. Hoekom dink u word dieselfde geslagte in die huwelik getree vanuit die kerk? En dit terwyl die woord van God baie duidelik vir ons sê oor hierdie dinge, is 'n gruwel in die oë van God. Want die oor word gestreel deur die verdraaiing van God se woord. Terwyl die woord sê, hier mag jy niks uithaal of niks bysit nie. Kom ek en ek verdraai hierdie woord soveel so, dat dit my sal pas. Dat ek nie hoef skuldig te voel oor die dinge wat 'n gruwel in die oë van God is. Want die Here sal verstaan, ek het nuus vir jou. Hy is nie die een wat moet verstaan nie, jy is die een wat moet verstaan vanmôre, dat jy uit lyn uit is met God se woord. Die wêreld sê ons, ag, solank dit jou gelukkig maak, go for it. Dan sien jy post op hierdie troues, ag, julle lyk so gelukkig, ag, julle, mag alles goed gaan met julle. Waar in die lewe het die wêreld heen gegaan? Wat doen ons? Ons word gelykvormig met die wêreld. Ek is nou nie meer wie God sê ek is. Ek is wat die wêreld sê ek is. En daar's 'n verskil. En ons behoort nie gelykvormig te wees in die wêreld nie. Maar dan kan jy nie vanmôre sê, ek is 'n kind van God nie. Terwyl Jesus aan die kruis moes hang, terwyl Jesus die ergste vorm van marteling moes deurgaan, vir elke een van ons sondes. Steeds is dit maar oukei om aan te hou met die dinge wat jy voor jou heilige siel weet nie reg is. Kerk, ons dien 'n God met onvoorwaardelike liefde. Maar ek wil vir julle sê, daar gaan 'n dag kom wanneer sy geduld opraak. Hoor vanmôre wat ek vir julle sê, daar gaan 'n dag kom waar God se geduld gaan opraak. Daardie dag gaan dit te laat wees
om voor die Here te val en nee, dis die Here, ek is jammer. Ons praat dalk heeltemal te min oor die hel. Dis dalk hoekom die meeste van ons onveranderd deur die lewe gaan. En ons eie gewete streel om net aan te hou doen wat ek doen vir jare in en jare uit. Ek is wie God sê ek is. Dit behoort ek vanmôre te verstaan. Dis wat God van my verwag. Die Here verwag van my om op te tree soos 'n kind van God. Jy's meer werd as hierdie gemors waarmee jy jouself besig hou. Jy's 'n koningskind en duur gekoop deur die bloed van die lam. Ons is 'n uitverkore volk en ons is God se eiendom. En om sy eiendom te wees beteken ek behoort aan die Here, nie aan myself nie. En dit beteken ek kan nie net doen wat ek wil nie. Ek moet doen wat God se woord leer om te doen. Ek moet gehoorsaam wees aan God se woord. 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Hoor hoe mooi is die vers. Die Here praat met u vanmôre. Maar u is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom vir die Here, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, met ander woorde eiendom van God, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys was nie, maar nou bewys is. Maar ek is wie God sê ek is. Vir God is ons nommer 1 sy kinders. Dis nou natuurlik as ons in Christus glo en ook gehoorsaam is aan sy woord. Ek is 'n erfgenaam van Christus Jesus. Ek is sy eiendom. Ek is sy trots. Wil vir u sê, God is lief vir jou. Jy behoort aan hom en hy is trots op jou. Al sit jy hier vanmôre en jy weet, jy doen steeds nie wat God behaag nie. Al sit jy hier vanmôre en jy weet, jy deel steeds in die wêreldse genot daar buite en doen dinge wat God nie behaag nie. Wil ek vir u sê, dat elke diamant voorheen eers geslyp moes word om sy volle glans te bereik. Al wat jy en ek moet doen, is om vir God toe te laat om hierdie sluitwerk te doen. Om hierdie sluitwerk te begin en ook te voltooi. Dit beteken, as God hierdie dinge wat jy weet, nie in jou lewe hoor, begin afsny en afsluit, moet jy oorgee aan hom en hom los, dat hy sy werk kan klaar. Dit kan mense wees wat die Here uit jou lewe uitsny. Dit kan drange wees wat die Here uit jou lewe uitsny. Laat hom toe om te doen wat hy moet doen. Want weet vanmôre, ek is wie God sê ek is, en dit is nie 'n sondaar vasgevang in my drange nie. Dis 'n oorwinnaar in Christus Jesus, daar's 'n verskil. Dis nie iemand wat hom oorgee aan sonde en die wêreldse genieting en idee. Ek is 'n kind van God, ek is 'n erfgenaam van Christus Jesus, ek is 'n eiendom van Jesus Christus, God die Vader. Vra jouself 'n bietjie hierdie vraag: wie is ek vir God? Ek is sy skepping. Ek is sy beeld, ek is sy geliefde, ek is sy kind in geloof en in gehoorsaam. Ek is 'n deel van sy plan en sy doel op hierdie aarde. Maar weet vanmôre kerk, sonder hom is ek verloor. Maar met hom is ek waardevol, ek is geroep, ek is bestem, nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die lewe hierna. Geliefdes, jou omstandighede waardeur jy gaan of gegaan het, behoort nie jou waardes te bepaal nie. Gaan ek weer sê, jou omstandighede waardeur jy tans gaan, en ek gee nie om hoe vrot dit lyk,
hoe moeilik dit is nie, of omstandighede waarin jy gegaan het, bepaal nie die waarde nie, dit bepaal nie wie ek is nie, nee. Ek het hierdie week weer met iemand gesels oor my kinderdae. En ek herinner myself aan iets wat ek eintlik al lank al vergeet het. Ek het 'n arm kinderlewe gehad en ek is nie skaam om dit te sê nie, want ek weet, my moeder het alles na haar vermoë gedoen om vir ons te kon gee wat sy vir ons kon gee. En 'n mens kan net soveel doen. En ek dank die Here, my God, dat ek vasgehou het aan hom en nie aan my omstandighede. En ek gesels met hierdie persoon en ek herinner myself toe weer aan iets wat ek lang jare vergeet het. En in ons kinderdae het dit broekskeer gegaan. En ons daar, en ek gesels hieroor en ek sê, ek kan onthou, dat daar was 'n tyd in ons huis dat ons nie eens tandepasta gehad het. Dat ek my tandeborsel onder die water nat gemaak het, dan gaan vryf ek dit op die koekseep wat op die bad lê. Dan borsel ek my tande daarmee. Het jy dit al gedoen? As jy vandag vir jou kinders moet sê, gaan borsel jou tande met die koekseep, daar staan nie eens meer 'n koekseep nie, dis my shower gel. Ek het gedoen. Was niks fout daarmee nie. Ek het nie dat hierdie omstandighede waarin ek vasgevang was as kind my waarde bepaal. Ek het swaar gekry. Ek is dankbaar. Ek vasgehou aan die Here. Want my waarde lê daar. Hier. Wanneer ons waarde begin sien in wat God is vir ons en wie ek in God is, dan gaan jy begin minder kyk na die waarde wat hier op die aarde is. Ek onthou baie keer in my lewe, ons was in 'n woonstelblok in Pretoria. Daar was 3 snytjies bruin brood. En 1 beker koue tee, sonder suiker. Ons het elkeen 'n broodjie geëet en gaan slaap. Dit maak nie wie ek vandag is. Die liefde en die genade dat God my deur al hierdie dinge getrek. Bepaal my waarde in Christus Jesus. Daarom kan ek vanmôre sê, ek is wie God sê ek is. Die Here het geweet waarvan ek staan 30 of 40 jaar later. Daarom is dit nodig partymal om deur hierdie dinge te kom, want ek kan vanmôre saam met iemand wat sukkel is praat en sê ek weet waardeur jy gaan my broer, ek weet waardeur jy gaan my suster, want ek was daar. Ek kan nie vanmôre vir u raad gee om die kinders groot te maak as ek self die kinders gehad het. Op baie oomblik wonder jy, hoekom gaan dit so met jou? Ek wil vir u sê, al wat jy moet doen is, hou jou fokus op God. Moenie fokus op die tandepasta wat klaar is. Moenie fokus op die broodjie wat jy het om te eet, terwyl ander vleisbraai langs jou. Jy moenie daarop fokus nie. Dis alles wêreldse, aardse dinge. Dink bietjie as jy vir jou kinders vandag moet sê, hy moet sy tande borsel om te koekseep. Dan gaan jy aankyk soos 'n skaap wat voor 'n oop bek staan. Hy gaan sê, as jy manier nie. Kan jy onthou, op skool, is die arme kinders en die ryk kinders nooit dieselfde gehanteer. Jy was maar altyd daar aan een kant, juffrou het eintlik nie eens veel aandag aan jou gegee. Jy was nooit goed genoeg vir die sport nie, want jou pa het nooit gesponsor nie. As jy by die rugby oefening is, dan weet jy vir jou heilige siel, daar's niemand wat 'n beter buitesenter as jy is nie. Maar steeds kry hy plek. Want sy pa sponsor die borde. Hy hoor dit in die 4de span, maar hy sit hom in die 1ste span. Hoekom? Want hy het geld. Bepaal geld jou waarde vanmôre? Nee. As geld jou waarde bepaal, wil ek vir u sê vanmôre, jy is op die verkeerde plek. Ons kon nie ons skoolfonds betaal.
Maar ek het elke dag geweet, as ek vas in die Here, iewers. Ek wil vir u sê vanmôre kerk, hoor my vanmôre. En ek kan getuig daarvan. Maak nie saak deur watse omstandighede jy tans besig is om te gaan, hou vas in die Here. Iewers moet dit stop. Iewers moet dit stop. Al wat jy moet doen is, bly vertrou op God. En die Here sal vir jou die raad gee. En dan, moet nooit vergeet, waar jy vandaan kom. Moet dit nooit vergeet nie. Ek kan onthou, my pastoor, my jare geken, 25, 30 jaar. Ek ben geken toe ek begin werk het in die myn. Ek ben geken toe ek in my eie besigheid gehad. En hy het vir my die woorde gesê, ek sê, weet jy wat waardering van jou kan is? Van daai tyd af toe jy niks gehad het, en tot waar hy vandag is, en nog steeds dieselfde mens. Ons moet onsself nooit op 'n pedestal plaas. Moet nooit dink jy is beter as enigiemand anders. Want ek wil vir jy sê, die Here kan het net so wegvat, net so goed. En jou vinnig terugbring maak dit. Ek het altyd gesê, ek kan 'n boek oor my lewe skryf. Van die dae wat ek kan onthou, wat ek duim gegooi het op my wil te gaan kuier. En 'n halfuur daarna, dan moet ek vlug vir my lewe, want hulle hardloop hulle pa, met 'n skroewendraaier, hy wil die ou tannie doodsteek. Ek het nog nie eens behoorlik asem gekry nie. Dan kom hy perd met die skroewendraaier. En ek sal nooit vergeet, ons het gehardloop almal in elkeen sy eie rigting. Ek weet nie waar toe hardloop ek iemand hardloop. En daai nag toe lê ek in 'n sloot. Lyk soos 'n krokodil, dis net my oë wat uitsteek. Die uit op die ry heen en weer. My soek ons, broer. Jy kan nie wag om by die sloot uit te kom en ons bang sien jou. Dit het nie my waarde bepaal nie. Vandag kan ek lag daaroor, maar daai tyd was dit iets vreesliks. Ek is nie gewoond aan sulke dinge nie. Goodness. Jy moet net koets op die autopie kom vir jou by met 'n skroewendraaier. Het ek toegelaat dat hierdie dinge my waarde bepaal? Nee, nie vir 'n oomblik. Ek het wel gesit en wonder, maar hoekom sal hierdie klas van dinge met 'n mens gebeur? Hoekom sal die Here jou deur hierdie klas van goed vat? Die dinge wat gebeur in jou lewe, maak jy wie jy is vanmôre. Jy is die God se jy is. En dis nie iemand wat in 'n sloot wegkruip nie. Dis 'n kind van God. Dit maak jou nie 'n kind wat sy tande borstel met 'n koek seep nie. Of 'n kind wat moes rondloop met 'n brief in sy hand en blyplek soek om met jou ma nie vir hulle vir te slaan. Dis nie wat jy maak. Jou waarde lê in God. En dis waar jou waarde lê. Dis wie ek is. Want God sê, dit is wie ek is. Terwyl jy weet, jou ma het alles in haar lewe gedoen, en sy kon nie. Tot op 'n dag, wat sy gesê het, ek kan nie meer. Maak dit van my 'n loser vanmôre? Maak dit van my 'n flop? Of 'n mislukking? Nie. Want my waarde lê nie in dit. My waarde lê in Christus Jesus. Want ek weet, dat ek dien 'n God wat op sy troon sit. En alhoewel die Here hierdie dinge toelaat in 'n mens se lewe, weet ek vanmôre, dit was die tyd toe God hierdie rowwe diamant begin slyp. Dit was die tyd toe God my begin voorberei het om eendag hier te kan staan en vir u die woord te kan bedien. Dit is die tyd wat God my voorberei om te wees wie ek vandag is. Nie my omstandighede. Ongeag wat jy beleef, of waar jy is nooit alleen nie. God is altyd by jou. Ek lees graag vir u die volgende paar tekste oor God, wat altyd by ons is, om dit te bevestig vanmôre. Psalm 23:4 en 6 tot 6. Al gaan ek oor deur 'n dal van doodskade deur. Dis seker die ergste plek om in jou lewe te bevind, die dal van doodskade. Ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my.
U stok en u staf, die vertroos my. Wie het jou vertroos in tye wat jy niemand gehad het? Sy skouer op my. God. Net God. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg aan die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly tot die net te vandag. God is jou trooster, selfs in die donkerste tye. Hebreërs 13:5, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie, sê die Here. Ons kan op sy teenwoordigheid vertrou in alles kan. Nie net wanneer alles goed gaan nie, maar ook in ons swaar kry. Ook selfs in gevaar en lyding, moet jy weet, God is by jou. Psalm 46:2, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp en benoudhede is hy in hoë mate beproef. God is nie 'n afwesige God. Hy werk selfs in die moeilikste omstandighede. Selfs in die boek van Romeine, soos ons het reeds gelees het vanmôre, geen een van jou omstandighede, geen een van jou foute of geen een van jou vrese kan jou skei van die liefde van God. Sy teenwoordigheid is ewig duur. Daar is daar iemand is vanmôre wie jy kan vertrou, wat altyd by jou sal staan, is dit God. Het jy al op 'n plek gekom waar jy voel jy is alleen? So alleen dat jy net vir God het om mee te praat. Niks wat jy sê of doen maak enige verskil in daardie huidige omstandighede. Dan wil ek jy bemoedig vanmôre, dis in tye soos hierdie. Tye waar jy net vir God het om mee te praat, waar jy op die beste plek van jou lewe is. Jy verstaan dit al glad nie, en miskien sit jy vandag hier en jy voel nie soos 'n oorwinnaar. Miskien sit jy vanmôre hier en dit voel vir jou of die druk al hoe groter en al hoe meer word. Jy voel vanmôre jy is besig om te verdrink in jou omstandighede. Dit voel vir jou dat jy besig is om die stryd te verloor. En al so lank aan, die teleurstelling is besig om diep in jou hart te sny. Jy verloor jou waarde in so mate dat jy vergeet het wie God is en wat hy vir jou kan doen. Jy vergeet wie jy is in Christus Jesus. En jy kan nie meer. Jy kan nie meer sê ek is wie God sê ek is. Maar God se woord sê nie vir ons jy moet voel soos 'n oorwinnaar. Sy woord sê jy is meer as 'n oorwinnaar. Dis 'n declaration wat God vanmôre hier maak vir elke een van u vanmôre. Die Here sê nie jy moet begin voel soos 'n oorwinnaar nie. Hy sê jy is 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Die Here met jou liefhet. Nie omdat jy sterk is nie. Nie omdat jy alles reg doen nie. Maar omdat Jesus die oorwinning behaal. Dan wil ek hê, jy moet vandag vir jouself die volgende vraag vra. Leef jy uit jou omstandighede waarin jy jouself tans bevind, of leef jy uit sy liefde? Want niks, kerk, geen verlede, geen mislukking, geen vrees of geen toekoms kan jou skei van die liefde van God wat ons in Christus Jesus het. As jy vandag hier sit en jy voel jy is moeg beklei, dalk voel jy bang vir dit wat kom, dalk voel jy vasgevang in skuld of in skaamte, of dalk het jy net weer die sekerheid nodig van God se liefde, dan is hier jou oomblik vanmôre. Nie om alleen die pad te stap en harde te probeer op jou eie nie, maar om terug te kom na God se liefde. Kom sit weer vanmôre by die voete van Jesus. As jy vandag weer wil staan in sekerheid en kan sê, Here, ek glo, ek is meer as 'n oorwinnaar. Nie deur my krag nie, maar deur u liefde en u krag. Dan wil ek jou nooi om jou hart vanmôre oop te maak vir die Here. Terwyl almal hulle oë gesluit het,
wil ek U vanmôre uitnooi, terwyl niemand rondkyk, wil ek U vanmôre uitnooi, kerk, om te sê, Here, ek kies vanmôre om U liefde bo my omstandighede te gee. Ek kies vanmôre weer opnuut om op te staan in U oorwinning. Ek gee vanmôre my vrese aan U oor, my stryd en my swakheid. En dank U, Here, my God, dat niks, maar niks my kan skei van die liefde van God. Ek is nie wie die wêreld sê ek is. Ek is wie God sê ek is. En ek wil hê U moet vanmôre onthou, die vyand fluister wel vir ons wie teen jou is, maar die kruis verklaar vanmôre wie vir jou is. Jy is nie net gered nie, jy is nie net gedra nie, maar weet vanmôre, jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus, wat jy die krag gee. Hoor die stem van God vanmôre. Jy is die God sê jy is. Terwyl ons oë gesluit is, wil ek vanmôre hê, vat net vrymoedigheid vanmôre. Leg net vinnig jou hand. As jy voel jy is in omstandighede wat jy God nodig het, as jy voel jy is op 'n plek vanmôre waar jy verlore voel, waar jy voel vanmôre ek is niks werd nie, waar jy voel vanmôre my waarde is niks in die oë van die Here en in mense. Jy kan net jou hand vinnig opsteek en wat sak. Dankie, Here. U sien vanmôre elke hart, Here. U ken vanmôre elke hart, Here. En ek dank U vanmôre dat ons voor U kan staan, net soos wat ons is. Want U ken my, Here, van my hoof tot my voetsole, daar's absoluut niks in my lewe wat U nie van weet nie. U weet vanmôre hoe voel elke hart. U weet vanmôre, Here, hoeveel waarde sien ons in onsself vanmôre. U weet vanmôre wat is ons omstandighede waardeur ons gaan. U ken elke diep donker geheim van elkeen van ons. Maar ek dank U vanmôre dat ons kan opkyk na die troonkamer van die lewende God. Dat ons vanmôre kan opkyk en sê, Here, vanmôre hoor ek die stem van God. Vanmôre hoor ek, Here, ek is nie 'n mislukking nie. Ek hoor vanmôre dat U sê in die woord, ek is 'n erfgenaam van Christus Jesus. Ek is 'n kind van 'n lewende God. Ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. En elke battle wat gefight moes word, is reeds oorwin deur Jesus aan die kruis vanmôre. En ek kan vanmôre opstaan en ek kan sê, Here, ek is 'n nuwe skepsel in die naam van die Here. Ek vat vanmôre hierdie oorwinning wat U vir my gee. Ek vat vanmôre hierdie oorwinning, Here. Ek declare vanmôre dat ek is nie wie die wêreld sê ek is nie. Ek is nie wie ek dink ek is nie. Ek is vanmôre wie God sê ek is. Dankie, Here, dat ek vanmôre weer kan hoor hoe kosbaar ek is in die oë van God. Dat ek vanmôre weer kan hoor, Here, ongeag my agtergrond, my verlede, waardeur ek kom, my kinderdae, maak nie saak hoe arm ek deur die lewe gekom het, of hoe sleg dit vir my was, of hoe moeilik dit vir my was nie. Steeds, Here, kan U vanmôre sê dat hierdie is my kind, vir wie ek 'n liefde het wat jy nooit sal verstaan. Dankie, Here. Dankie dat U vanmôre by elkeen stil staan. Dankie dat U vanmôre, Here, 'n God is wat hoor na elke roepstem vanmôre. Ek bid dat U vanmôre elkeen sal versterk in Jesus naam. Dat ons hier sal opstaan en sal upright voor God staan en voor die wêreld staan en sê, ek is nie 'n mislukking nie. Ek is nie 'n flop nie. Ek is wie God sê ek is.
woord sê vanmôre vir my, ek is geskaap volgens die beeld van God. Die woord sê vanmôre vir ons, Here, dat ek is geformeer deur die hande van God, want U, Here, is die pottebakker en ons is die klei. Dankie, Here. Dankie dat U vanmôre ingryp in elkeen van ons se harte, se lewens, ons omstandighede. Selfs ons verlede, Here, dat ons ons sal afskik, dat ons sal weet vanmôre, Here, ons waarde moet in God lê. En in dit wat God sê is. Om vanmôre hier te kan staan en te kan sê, ek is 'n kind van 'n lewende God. Ek is 'n koningskind. Om vanmôre hier te kan staan en te sê, ek is 'n mede-erfgenaam van Christus Jesus. Wow. Here, ek kon vir niks meer gevra het in my lewe. Ek dank U vanmôre vir die woord wat uitgegaan het. Ek bid, Here, dat U vanmôre harte sal aanraak. Dat ons verander hier sal uitstap deur die woord van God. Heilige Gees, ek bid dat U die naprediker van hierdie woord sal wees vanmôre, Here. Dat ons in ons harte sal bære. Dat die vyand nie sal kom en die saad wat geplant is vanmôre kom steel nie, nee. Dat ons dit sal bewaar in ons harte. Dankie, Here. Dankie vir die woord, dankie vir die Gees. Dankie vir die leiding en die liefde. Dankie dat ons vanmôre hier kan staan en weet dat ek is nooit alleen. God is altyd by. Die naam loof en prys, eer en bid vanmôre. En ek bid, Here, dat U naam verheerlik sal word in elke mens wat op die aarde